Baie welkom aan elkeen wat vanoggend ingeskakel is na hierdie erediens. Toe het ek die Here hoor vra, wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? En ek het geantwoord, hier is ek, Here stuur my. Geliefdes, barmhartigheid en vrede vir elkeen van julle, van God ons Vader en Jesus Christus sy Seun, en mag hierdie barmhartigheid en hierdie vrede vir julle ryklik vermenigvuldig word deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, op hierdie Sondagoggend kom sê God vir jou en my, weet jy dat jy backup krag het van God Almagtig? Die Afrikaans praat van rugsteenkrag. Kom ons maak die woord van God oop. Daar by Eksodus 14. Dan begin ons lees daar by vers 10. En jy sal sien, dit gaan hier oor Farao wat die Israeliete agtervolg het. Eksodus 14 vers 10. Toe die Farao naderkom, sien die Israeliete skielik die Egiptenaars sit hulle agterna. Hulle het baie bang geword en benoud na die Here geroep. Hulle het vir Moses gesê, is daar nie begraafplek in Egipte nie? Dat jy ons saamsleep om hier in die woestyn te sterwe? Wat het jy ons aangedoen, dat jy ons uit Egipte laat trek het? Ons het jou mos in Egipte gesê om ons te laat staan, dat ons vir die Egiptenaars werk. Dit is vir ons beter om vir hulle te werk, as om hier in die woestyn om te kom. Vers 13. Maar Moses het die volk geantwoord, moenie bang wees nie, staan vas. Kyk hoe die Here julle vandag gaan red. Want soos julle die Egiptenaars nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie. Bly julle maar kalm, die Here sal vir julle veg. Vers 15, toe het die Here vir Moses gesê, waarom roep julle so benoud na my? Sê vir die Israeliete, hulle moet verder trek. Nou geliefdes, die hele tyd sien ons dat God het nie geantwoord nie. Terwyl die Israeliete gepraat het, met Moses geredeneer en gekerm geklaai het, het God nie vir Moses geantwoord nie. En daar op 'n punt het Moses vir die Israeliete gesê, staan net stil. En die oomblik toe hy dit vir hulle gesê het, toe het God gespreek, hoekom? Want geliefdes, God kan nie werk as jy stil staan nie. God werk wanneer jy en ek beweeg. Kom ons lees verder, vers 16 tot vers 19. Vers 16 staan daar, en jy, dis Moses, lig jou kierie op en steek jou hand uit oor die see, opdrag van God, en kloof dit oop, sodat die Israeliete op droë grond kan deurgaan. Vers 17 sê God ook vir Moses, ek sal die Egiptenaars so koppig maak, dat hulle die Israeliete agtervolg, so sal ek my mag laat geld, teenoor die Farao en sy hele leer, strydwaans en bemanning. Wanneer ek my mag laat geld teenoor die Farao, sy strydwaans en hulle bemanning, sal Egipte besef, dat ek die Here is. Vers 19. Die engel van God, wat altyd voor die Israeliete uitbeweeg het, terwyl hulle getrek het, het nou agter hulle plek ingeneem. Ook die wolkkolom wat voor hulle was, het agter hulle ingeskuif.
Gaan lees dit daar. Ons het sopas gelees. Geliefdes, God sê, wanneer jy beweeg, wanneer jy gehoorsaam is, dan is die krag, die backup krag van God, nie net voor jou nie, maar het bedek ook jou rug. Want luister, God het 'n belofte gegee. En kom ons gaan kyk in die woord na hierdie belofte. Eksodus 19 vers 5 en 6, dit is so absoluut in een, daardie twee skrifte. Hoor wat God sê oor gehoorsaamheid, want dit is 'n belofte van God. As julle my gehoorsaam, en julle aan my verbond hou, sal julle uit al die volke my eiendom wees. 'n Koninkryk wat my as priesters dien, en 'n gewyde nasie. Die aarde behoort immers aan my. Dit is wat jy vir die Israeliete moet vertel. God praat hier met Moses. Geliefdes, luister baie mooi wat God sê. Hy gee jou en my 'n belofte. God sê, hy sal die krag voor jou wees. Maar hy sal ook jou rugsteen, jou backup krag wees. En met een woord, geliefdes, is hierdie absoluut amazing. Dis ontsaglik. Ek dink nie ons besef dit nie. Wat het ons mense meer nodig as dit, om hierdie sekerheid te weet? Dat God sê, dis 'n belofte, sy krag sal voor jou en my uitgaan. En ons onthou wat God so rukkie terug gesê het. I will go before you, but I will not go for you. Ek sal voor jou uitgaan, maar ek sal nie vir jou gaan nie. Dis iets wat jy moet doen. Jy moet beweeg. Want geliefdes, luister baie mooi. Elke keer wanneer God vir Moses 'n belofte gegee het, gaan lees dit daar in die woord, het God gesê, spreek dit. Spreek dit. En op 'n punt het God gesê, Moses, wat is in jou hande? Wat het jy, Moses, in jou hande? Toe het hy vir hom gesê, spreek. Spreek met dit wat jy in jou hande het. Net soos jy dit gebruik. Praat met jou rots. Dis wat God vanmôre vir jou en my sê. Praat met jou berg. Geliefdes, waarom dink jy is God so ernstig daaroor dat ek en jy sal praat? Dis omdat God 'n sprekende God is. Wat het hy in die begin gesê? Hy het gespreek en dit was daar. Die hemel en die aarde, dit was daar. Hy het dit gespreek. Hy spreek met sy mense. Ons sien dwars deur die woord. God spreek met Moses. Hy spreek met Dawid. Hy spreek met Noag. Hy spreek met Abraham. Hoekom? Wat God wil hê dat ek en jy hierdie onsigbare krag binne in ons sal hê. En die enigste tyd wanneer ek en jy dit kan hê, is wanneer ons spreek. Wanneer ons praat. Want moenie vergeet wat God daar in Numeri 14 vers 28 gesê het nie. Kom ons lees dit net gou weer om ons geheue te verfris. Numeri 14:28 staan daar. Sê vir hulle, dis God wat hier praat, so seker as ek leef, sê die Here, ek sal met julle maak, soos ek julle hoor sê het. By hierdie punt kom toe sê die Heilige Gees vir my, moenie daardie vers vergeet nie, want dit is ook 'n belofte. Eers het God gesê, wanneer jy hom gehoorsaam, sal jy die onsigbare krag van God hê, wanneer jy praat met dit wat jy in jou hande het. Wat ook al jou situasie is, dit sal verander, want moenie vergeet nie, God se engel wat hy voor jou uitstuur, sal hy ook soos 'n pilaar agter jou rug laat inskuif. So jy het nie alleen die krag van God wat voor jou uitgaan nie, maar jy het ook die backup krag van God
God maak jou rug toe met sy krag. Hierdie krag wat deure voor jou en my oopmaak. Maar geliefdes, God sê, hy het jou en my nodig om te praat. God het nodig, geliefdes, dat ek en jy sy verbond met ons sal verstaan. En ek en jy kan slegs sy verbond hê as ons hom gehoorsaam. Wat is die verbond van God? Kom ons gaan na sy woord. Want al die antwoorde wat ek en jy soek, gee God vir ons uit sy woord uit. Dis die enigste weg, die waarheid en die lewe. Jeremia 31:33, daar staan, dit is die verbond wat ek in die toekoms met Israel, nie net Israel nie, ook met jou en my vandag, sal sluit, sê die Here. Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagte vas lê. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. En dit, geliefdes, is die nuwe verbond. Waarom dink jy is jou hart en jou verstand so belangrik vir God? Dit is sodat jy in hierdie nuwe verbond kan leef. En dat jy die belofte van Exodus 19 vers 5 kan hê. Kom ons gaan vinnig terug daarheen en dan sal jy verstaan. As julle my gehoorsaam en julle aan my verbond hou, sal julle uit al die volke my eiendom wees, 'n koninkryk wat my as priesters dien en 'n gewyde nasie. Die hele aarde behoort immers aan my, sê God. Dit is wat jy aan die Israeliete moet vertel. En God sê dit wat hy vanoggend vir jou wat luister is ook sê. Hy sê jy sal spesiaal wees vir God. En die enigste ding, geliefde, sê God, wat jy hoef te verander, wat jy hoef te doen, al wat jy moet doen, is verander jou gedagtes. Onthou wat die Heilige Gees vir ons gesê het, verlede Sondag dink ek, dat hy vir ons gesê het, jou gedagtes moet in jou voete wees. Jou gedagtes hoort nie langer in jou kop nie, jou gedagtes hoort eintlik in jou voete. Dis waar dit hoort. Maar dit is so hartseer, geliefdes, dat sommige mense se gedagtes is onder hulle voete. En nou vra God hierdie vraag. God vra, wanneer gaan ek en jy, ons wat sê ons is sy kinders, wanneer gaan ons die vrymoedigheid, die boldness hê, om vir mense te kan sê, ek gaan nie langer in 'n gesprek met dom mense wees nie. As jy wil dom bly, as jy wil dom wees, bly weg van my af. Wel, ek weet nie van jou nie. Wat God hierdie vir my gee, toe sê ek vir hom, Vader, ek love dit. Ek love dit. Hierdie boldness wat God sê, wat ek en jy moet hê om te kan sê, met boldness, met autoriteit wat God almagtig aan jou gee. Ek gaan nie langer in gesprek met dom mense wees nie, en as jy dom wil bly, gaan weg van my af. Die Heilige Gees wil ons iets wys. Geliefdes, jy weet dat in die tempel was daar altyd 2 altare. Die een het gebrand waar jy die vleis opgesit het, sodat die geur na God toe kon gaan. Die ander een was die geur van wierook. Een het die vleis opgehaal, die ander een was die geur van wierook. En die Heilige Gees vra my, waarom dink jy was daar 2? Waarom was daar 2 altare? Hulle het dieselfde gelyk. Die een was dalk net 'n bietjie groter en die ander een was 'n bietjie kleiner. Maar waarom? Waarom nie net een nie? Waarom het God dit so gedoen? Want die een, geliefdes, verteenwoordig jou
vlees. Jou vlees, my vlees, wat moet sterf. En die ander een, nadat jou vlees gesterf het, sal jou gees wakker wees, sodat God jou kan gebruik. Die een stuur die geur van vleis, die ander een, die wierook wat genoem word, die vrug van jou gees. Nou is die vraag vanmôre, watter reuk laat jy agter? Watter reuk laat jy vir God agter? Want geliefdes, God sê, hy handel slegs volgens dit wat jy spreek. So as jy die bewys, as jy die kwitansie het in jou hande, die geur van die Heilige Gees, sal jy die taal praat waarop God sal handel. Want God sê, hy hoor slegs wat jy spreek, en hy doen aan jou wat jy spreek. So geliefdes, maak seker dat jy die wierook het, en jy spreek dit nadat jou vlees gesterf het, en dan sal daardie geur opgaan na God toe. Want ons vergeet een ding, daar is 'n nuwe verbond wat God met ons gesluit het. Maar geliefdes, God kan daardie verbond slegs in jou en my laat lewe, as jou verstand en jou hart, ek sê weer, as jou verstand en jou hart die wierook van die vrug van die Heilige Gees spreek. En dit is hoekom God so besorg is oor jou en my hart. En daarom sê die woord, uit jou hart kom wat jy spreek. God sê, jy kan vestings breek met wat jy dink. Strongholds kan jy breek met dit wat jy dink. Maar om dit lewend te laat word, wat in jou hart en wat in jou gedagtes is, dit spreek jy. Daarom sê Jeremia 17 vers 10 sê God, ek die Here deurgrond en toets hart en 'n verstand. En daarom kan 'n persoon, jy kan 'n persoon ken aan wat hulle spreek. Miskien vergewe jy my nou op hierdie punt oor dit wat ek vroeër gesê het, dat God sê, dit is tyd dat ons met bultnis sal spreek. Ek gaan nie langer 'n gesprek met dom mense wees nie. Luister mooi. So as jy dom wil bly, gaan weg van my af. Dis wat God sê, wat ek en jy moet begin sê, met bultnis, God se bultnis. En ek het gesê, ek love dit. Miskien sal jy my nou vergewe, miskien verstaan jy dit nou bietjie beter. Want geliefdes, ek bid met my hele wese dat jy dit beter sal verstaan. Omrede God handel net volgens dit wat jy spreek. En hy doen aan jou, luister mooi, niks vir jou nie, maar aan jou dit wat jy spreek. Wat kom elke dag, wat kom elke oomblik uit jou en my mond uit? So geliefdes, as jy nou verstaan waarom God 2 altare voor in die tempel toegelaat het, en die betekenis daarvan, dan sal jy begin verstaan. Jou woorde is die wierook van jou gedagtes. En jou woorde wat jy spreek, by jou mond uitkom, is die geur waarop God handel. Ek sluit af. Die Heilige Gees sê vanoggend, en elkeen wat luister, wees versigtig. God wil nie dom mense hê nie. So pastoor, hoe kan jy dit sê? God sê dit. God sê dit. God kan nie met mense werk wat nie intelligent in die woord is nie. God sê ek en jy moet die intelligensie van sy woord hê. Daarom het ek in die begin gesê, God se woord is die enigste weg, die waarheid, die lewe. God sê verder, sy woord is die lamp vir jou en my voete.
So luister mooi. As jy in geloof wil wandel, sê God, dan moet jy ook die intelligensie van die woord van God hê. Hoekom? Anders sal jy nie kan sien waar jy loop nie, want sy woord is die lamp vir jou en my voete. Amen. Liefdes, ontvang die seën van die Here, ook op hierdie Sondag nie uit my mond uit nie, maar uit God se troonkamer, God se hart vir jou en my. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Wees geseënd. Amen.